Hallo almal, in hierdie video bespreek ek datahantering soos jy dit vind in die graad 8 syllabus. Meer spesifiek, 'n sirkeldiagram en 'n gebroke lyndiagram. 'n Sirkeldiagram, en daar sien jy 'n voorbeeld van een. 'n Sirkeldiagram word gebruik om data aan te dui wat in dele verdeel is, wat ons sektore noem. Die sirkel verteenwoordig die hele datastel en die sektore verteenwoordig die verskillende dele van die geheel. Voorbeeld 1. Varkies op 'n plaas kry die volgende kos. Daar is droë kos, nat kos, melk en water. 40% is droë kos, 35% is nat kos, 10% is melk en die res is water. Teken 'n sirkeldiagram om hul dieet aan te toon. Nou hoe dit werk, is die eerste ding wat 'n mens doen, is jy moet nou eers 'n opsomming maak van die inligting wat vir jou gegee is. So die eerste ding wat ons weet is 40% is droë kos, 35% is nat kos, 10% is melk en dan die res is water. So hoe om die res te bereken? 'n Mens moet dan eintlik al hierdie persentasies bymekaar tel sodat jy 100% kry op die ou einde. So dis 40 plus 35 plus 10 gee vir jou 85, minus dit van 100, so die water, dit wat oorbly, is 15%. Nou, om jou sirkeldiagram te teken, moet jy nou vir jouself die hoeveelheid grade gaan uitwerk, sodat jy dit kan teken met jou gradeboog. So hoe 'n mens dit nou doen, is jy gaan sê die 40% sê jy 40 gedeel deur 100 maal 360 grade, dan kry jy 144 grade. So om dit nou aan te dui, gaan dit nou so lyk. Jy gaan sê, jy maak vir jou in die middel so verwysingslyn en dan meet jy 144 grade en jy trek 'n lyntjie. Dit sal die droë kos wees. Ons nat kos, die 35% sê jy 35 gedeel deur 100 maal 360, dan kry jy 126 grade. So nou gaan jy terug en met jou gradeboog meet jy van hierdie lyn, meet jy dan 126 grade en dit sal die nat kos wees. Ons melk is 10%, so jy sê 10 gedeel deur 100 maal 360 grade, dit is 36 grade. So nou gaan meet jy 36 grade daar en jy trek jou lyn, jy maak jou sektor en ons laaste ene is dan uit die aard van die saak die water, dis wat oor is, of ons kan dit uitwerk, 15 gedeel deur 100 maal 360, dit is 54 grade. So 54 grade. En dan, dit is nou eintlik jou sirkeldiagram, ek stel net voor, jy gaan dui net vir my aan. Eerstens, wil ek net sê, maak net seker jou totaal van jou grade, as jy alles bymekaar tel, is werklik 360 grade, want dit is soos 'n kontrole, dan weet jy het nou nie 'n fout gemaak nie. En dan terug op ons sirkeldiagram, daardie is die water, daardie is die droë kos, die nat kos en die melk. Kom ons kyk nou na 'n gebroke lyngrafiek en daar sien jy nou ook ene. Hy dui die slaagsyfer vir graad 8 vir 2008 tot 2012 aan. Somtyds word data aangedui deur 'n lyngrafiek eerder as 'n staafgrafiek of 'n histogram, want dit maak die tendens in die data makliker om raak te sien. 'n Tendens is 'n patroon of die algemene manier hoe iets besig is om te verander. In 'n gebroke lyngrafiek vir elke datawaarde plot ons 'n punt waar die bo-punt van die staaf sou wees indien jy 'n staafgrafiek sou teken. Die punte word dan met reguit lyne verbind. Nou kom ons kyk gou. Hier op my gebroke lyngrafiek, hierdie as, daardie ene, noem ons die y-as
en hierdie as hier noem ons die x-as. En dis altyd goed om te gaan kyk, wat gebeur nou daar? So hierso het ek mos nou gesê, dis die slaagsyfer. So 'n mens kan nou sien dat in 2008 was die slaagsyfer 80, toe in 2009 was dit 70 en verder, hoor die woorde, was die tendens wat die lyngrafiek vir jou aandui, dat die slaagsyfer het meer geword. Kom ons doen nou nog 'n voorbeeld. Die gemiddelde gewig van 'n baba in sy eerste 6 maande is aangedui. So as jy nou kyk na ons, hierdie is nou 'n tipiese voorbeeld van 'n gebroke lyngrafiek. Dan moet jy gaan kyk wat sê hulle vir jou. Nou op die y-as, daardie is die y-as, is die gewig in kilogram, en op die x-as, hierdie is die x-as, is die maande. Vraag 1. Wat is die baba se gewig by geboorte? So, by geboorte impliseer nou eintlik hier by 0, dan gaan jy op die y-as die antwoord kry, en die antwoord is 3,8 kilogram. Nommer 2. Hoe oud is 'n baba as hy 6 kilogram weeg? So nou gaan jy na die y-as, na die 6 kilogram, dis daar, en jy lees dit, jy volg die lyn so, en dan volg jy die lyn so, en dan gaan jy sien, die antwoord is 2 maande. Vraag 3. As jy na die grafiek kyk, wat is die tendens hier? Wat is die neiging hierso? En ek dink jy kan dit sommer mooi sien, soos wat die baba ouer word, tel hy meer gewig op. Hier is 'n boodskap van my hondjie, Karossie Valentino. Voorbeeld 3. Die gebroke lyngrafiek dui die gemiddelde tydskrifverkope by 'n hospitaal se koffiewinkeltjie aan. Weereens, kom ons gaan kyk mooi na ons grafiek. Op die y-as sien ons nou getalle daar, en die opskrif wys vir ons, dit is die aantal tydskrifte wat verkoop is, en op die x-as, hierdie is die x-as, daar sien ons nou die dae, maandag, dinsdag, woensdag, ensovoorts. Vraag 1. Op watter dag het hulle die minste tydskrifte verkoop? En dan gaan jy nou na jou grafiek toe, en ons lees dit daar, en kan jy sien, want die getalletjie wat jy dan nou eintlik sal raak lees, daar is in die helfte tussen 10 en 20, ek reken dis 15. So ons antwoord daar is op 'n Vrydag 15. Vraag 2. Op watter dag is 50 tydskrifte verkoop? So nou gaan jy op die y-as, wat is die hoogste ene? Dit is daar die getalletjie daar, jy lees hom op die y-as, en jy gaan sien 50, so by watter dag is dit nou? Dit is op 'n donderdag. Vraag 3. Wat dink jy is die rede dat daar geen data vir Saterdag en Sondag is nie? Nou, enigste ding wat ek aan kan dink, is miskien was die winkeltjie gesluit. Baie dankie dat jy na my video gekyk het. Klik op die video in die linkerkantste hoek hierbo om jou na die volgende een toe te vat. Daar bespreek ek eksamenvrae oor datahantering. En jy is ook welkom om na my webwerf toe te gaan, onlinemaths.co.za. Daar vind jy die hele syllabus.